Goeiemôre by Kom Laat Ons Boeke Vat. Welkom op die 16de Junie 2026. Pragtige dinsdagoggend hier by ons in Saldanha. Geen wind nie, oopgetrek soos in oopgetrek. Geen, soos ek sê, absoluut geen wind nie. Dis net 'n pragtige dag. Lekker winterskoelte in hierdie dagie. Gisteraand het my vrou gesê kom vroeg aantal. Sit aan die heater want dit was al sommer van gisteraand af lekker koud, maar is 'n pragtige dag hier by ons. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad en ek bid vir jou 'n wonderlike dag toe op hierdie Dinsdag. Ja, my groot dag vandag. Ek vat my boot gister gou die name opgeplak en die nommers geplak, so ek vat hom vir die finale. Is 'n wy gou vir oggend deur alhoewel dit 'n vakansiedag is, moet ek sê, het die dametjie gesê, sy werk tot 12 uur, so ek kan maar 10 uur gou my boot deursleep, en dan gaan sy die finale vir sy weiing doen. So groot dag ook wat vir my voorlê op hierdie Dinsdag. Baie hard gewerk al vir die afgelope paar maande om die boot reg te kry. Radio ingebou, alles is reg, so ek gaan maar vanoggend deursleep en kyk hoe gaan dit, maar ek is vol vertroue, alles gaan goed gaan. As jy dalk vanoggend vir die eerste keer ingeskakel is, spesiale welkom aan jou. Vanoggend is weer een van daai oggende wat ek, toe ek oopmaak, dan voel ou baie keer, daar's nogal 'n gewig wat 'n ou dra, as jy dit doen wat ek doen, en elke oggend net so 'n stukkie van die boodskap bring, dan kom jy agter, dis meer as net 'n boodskap bring, is 'n gewig wat om jou nek hang, en dan begin jy klein voel in wat jy doen, en dink, moet ek nie, moet ek nie aangaan nie. Moet ek sê, ek het nou een oggend met iemand gepraat en vir hom gesê, wat ek doen ek nie vir myself, ek doen dit slegs vir Jesus, ek het vir die Here beloof, ek sal, sodra ek die dag afgetree is en in Saldanha kom bly, dan sal ek elke oggend net 'n stukkie die Bybel het lees, en voortgaan met gebed, en dis wat die Here basies op my hart gedra het, en dit is wat ek doen. So as jy die pad saamstap, baie dankie en baie welkom, hier al van julle wat al van die begin af, hier's relatief min nuwe mense wat aansluit, maar dit gaan op die einde van die dag oor die mense wat die woord hoor, en met die mense wat saam met jou stap, almal wat saam met jou luister, en ek dink as die woord vir 100% is moet almal tevrede wees, want dit gaan ons op die einde van die dag net oor die woord. So wie saamkom is hulle eie besluit, wie nie saamkom nie is ook hulle eie besluit, maar dankie vir almal wat so gereeld 'n komment stuur, wat sommer net 'n bindende handjie stuur, 'n hartjie stuur, dit word groot waardeer. Vanoggend se stukkie wat ons gaan lees uit die Bybel, kom uit Romeine 10, so die van julle wat julle Bybel saamgebring het, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak. Ons gaan lees vanaf Romeine 10 vanaf vers 11. Ons kyk hoe ver ek gaan. Ek wou stop by 15, maar ek gaan miskien so 1 of 2 verse verder lees. Vers 11 sê die volgende: Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. As jy nie seker is waarvoor die hom praat nie, die hom is met 'n hoofletter geskryf, dan weet ons definitief, ons praat van ons drie enige God, dis waarvan hier gepraat word. Niemand nie. Maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, of 'n Suid-Afrikaner of iemand anders is. Ek noem dit sommer nou daai gedeelte by. Is eintlik wat hierdie stukkie vir ons sê. Want dieselfde Here is Here wat van almal, en hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Is dit baie moeilik vir ons om te doen? Baie keer is so iets verskriklik moeilik, as ek baie keer luister en kyk in die ronde, en dan dink ons aan onsself, dan kyk ons hoe moeilik kan dit wees. Hierdie stukkie vers 13 moet ons miskien opplak teen ons muur iewers en dit uitgil, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek?
En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ek dink ons lees net tot sover wat beplan is. Die stukkie weer eens, soos ek sê vanoggend, het verskriklik baie diepte. Ek dink ek moet hom 'n tweede keer deurlees, net dat ons diep kan verstaan wat hierdie stukkie sê. Hierdie stukkie het baie, en soos ek sê, hierdie stukkie laat voel baie keer, ek het eendag vir Gerrio Ben een Sondag, ons volg, vir die van julle wat nie weet, Kruispad 24/7, Gerrio Ben, hy elke Sondagoggend dan luister ons sy boodskap oor YouTube, as hy nie preek sy vrou, pragtig, en hy het ook baie keer gesê, dan voel hy te lig vir die werk wat hy doen, hy voel te sondig, te verkeerd, en hy sê, ons moet besef, dit is baie keer nie die werklike geval nie, want Satan is listig, hy wil jou laat verstaan, jy is nie goed genoeg nie, en ek weet nie, ek dink ons almal as mense, jy voel ook partykeer so, as iemand vir jou vra, is jy gered, waartoe gaan jy die dag as jy doodgaan, dan sê jy dinge, maar jy in jou binneste voel jy, is ek werklik goed genoeg, is ek werklik goed genoeg, en dan kom die twyfel op in ons, maar ek dink ek en jy moet een ding onthou, en dis waaraan ek my troos, nommer 1 is, ons is in sonde gebore, dit moet ons besef, en as jy nie dit besef nie, en dit nie sê nie, dan lieg jy vir jouself. Nommer 2 is ons aanbid 'n wonderbaarlike, liefdevolle God, en alles wat in ons lewe gebeur, is uit genade alleen. Dit verstaan ons nie altyd baie goed nie. Ons verstaan nie dat ons 'n bankrekening het wat staan op minus, en dan as ons in die oggend in ons geestelike bankrekening kyk, dan staan daar 'n hele klomp nulle agter. Ek dink ons, hoe is dit moontlik dat iemand vir ons aan die kruis kan sterf en ons bankrekening wat in die rooi was, so skielik so in die plus sit? Maar dis ons liefdevolle Vader, en sy manier van doen en late is baie keer heeltemal bokant ons verstand. Ons kan dit nie verstaan nie. Vanoggend se stukkie weer eens laat ons besef dat ons voel baie keer faalbaar, maar met die Here se genade is ons goed genoeg. Ons is goed genoeg bevind. Ons is vrygespreek. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is die Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep. Ek gaan dit in highlight sit. Hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Want elkeen wat die Here se naam aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Dis waar die saak kom, dis waar die belangrikheid kom. En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek of die boodskap bring? Nou dit is precisely wat ek sê, dis hoekom ek sê, ons moet deel met ander, ons moet ander nooi, om saam met ons kerk toe te gaan, saam met ons 'n boodskap te luister, vat 'n boodskap wat jy op WhatsApp kry, deel dit met jou vriende en jou vriendinne, en dis ons plig, dis wat ons hemelse Vader wil hê. Kom ons raak stil by die Here se voete. Ons hemelse Vader, baie dankie vir oggend dat ons kan kom stil raak by u voete en dat die Bybel kan oopmaak en weer eens kan lees hoe genadig is u. Here, ons dink baie keer, ons bewerkstellig goeie dinge op hierdie aarde, dan kom ons vinnig agter, nee, die Heilige Gees wat binne in ons werk, bewerkstellig goeie dinge in ons lewe. Want dis ons tipe van hemelse Vader daai. Hy is lief vir ons, hy wil graag sien dat dit goed gaan met ons. Hy kyk na ons. Dankie Here, dat u kyk na ons. Dankie Here, dat u ons inspireer, dat ons u miskien vanoggend inspireer, dat ons nog meer sal werk om die naam te versprei.
Here, want hoe kan iemand glo, hoe kan iemand die Here se naam uitspreek, Here, as hy dit nie gehoor het nie, sodat ons u mond sal wees, u mondstuk sal wees, en hierdie goeie woord sal versprei aan almal rondom ons. Here, ons hoef nie skaam te wees, want u was nie skaam toe u vir ons aan die kruis gesterf het nie. Dis wat u vir ons gedoen het. Wat doen ons vir u? So help ons met die verspreiding van die woord op hierdie Dinsdagoggend. Dankie vir hierdie pragtige Dinsdagoggend. Dankie, Here, vir 'n nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede. Wil u wees met almal van ons deur hierdie dag. Behoed en bewaar en seën en spaar ons. In Suid-Afrika is dit 'n vakansiedag, so meeste van die mense is op vakansie, party mense werk so halfdag. Here, dankie vir die klein bietjie rus wat u vir ons gun as mens. Here, vergewe asseblief vir ons vermenigvuldige sondes vanoggend, en help ons ook om ons skuldenaars te vergewe, Here. Dit is so 'n moeilike ding. So maklik om vergewe te word, Here, maar as dit kom by ons moet vergewe, is dit baie keer maar baie moeilik. Want ons gebruik nie die Heilige Gees binne in ons nie. Ons praat nie met die Heilige Gees en laat hom toe om ons die regte pad te lei nie. Ons wil maar te graag ons eie pad volg, ons eie kop volg. Help ons, Here, met die Heilige Gees om die regte besluite te doen. Die regte pad te loop vir hierdie dag. Here, help ons om ons baadjie aan te trek vanoggend, weer eens ons baadjie van liefde, en help ons om dit uit te lewe. Ons steek ons hande op na die hemel en ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuur van ons lewens en ons geestes voertuig en bestuur ons in hierdie jaar wat voorlê. Ons vertrou u, ons loof u, ons prys u in u woord, in u almagtige, kragtige, liefdevolle naam alleen. Amen.